Onze Vader in die hemel, ons wil net dankie sê vir nog 'n geleentheid wat U ons gegee het om by mekaar te kom en U woord te open. Ons vra dat ons hierdie laaste oomblikke van die tyd wat ons nog oor het, sal gebruik tot U eerlikheid en die evangelie wat na die hele wêreld toe gaan, nou versprei, sodat ons nie wanneer die tyd kom en Satan nie wil hê ons moet die boodskap meer met die mense deel nie, dan sal ons nie terugkyk en dink ons het die tyd gemors waar ons met die mense die waarheid kon deel nie. Sien een en elkeen wat nou die boodskap sal luister, sien vir my, praat met my en praat deur my, sodat U kinders U woord kan hoor. In Jesus se naam alleen bid ons, amen. In vandag se les vir ons kyk na die profeseë. Ons wil kyk hoe Jesus die profeseë van die Ou Testament vervul het in sy lewe. So, kom ons gaan na Johannes 1. Johannes hoofstuk 1 en ek wil ons met 'n vers daar lees. Johannes hoofstuk 1 en vers 44. En dit sê: Die volgende dag wou Jesus na Galilea vertrek en hy het Filippus gekry en vir hom gesê, volg my. En Filippus was van Bethsaida, uit die stad van Andreas en Petrus. En Filippus het Nathanael gekry en vir hom gesê, ons het hom gevind van wie Moses in die wet en ook die profete geskrywe het, Jesus die seun van Josef van Nasaret. So Nathanael het na sy vriende toe gegaan, Filippus het na sy vriende toe gegaan, Nathanael, en hy het vir hom gesê, ons het vir hom gekry van wie die profete in die wet en Moses van gepraat het, Jesus, die seun van Josef van Nasaret. So, ons sien dat Nathanael geglo het dat die profete in die Ou Testament, of hy het verstaan dat die profete in die Ou Testament gepraat het van Jesus, en dat daar profeseë in die Ou Testament van Jesus was. En ons sien dit omdat hy vir sy vriend Nathanael gesê het, ons het hom gekry van wie Moses in die wet en die profete gepraat het. So sien daar is profeseës in die Ou Testament wat wys na die tyd toe Jesus na die aarde toe moes gekom het in sy eerste koms. Nou daar is ook profeseë van sy tweede koms, maar ons kyk nou net vandag na sy eerste koms. Kom ons gaan nou nog 'n teksvers toe, wat vir ons dieselfde, waar Jesus ook dit vir hulle sê. Kom ons gaan na Lukas hoofstuk 24. En 'n paar bladsye terug. Lukas 24 en ons wil kyk na vers 25 van Lukas 24 en dit sê, en hy sê vir hulle, o onverstandiges, met harte wat traag is om te glo, alles wat die profete gespreek het. Dit is net na Jesus se kruisiging. En daar was 2 disippels op pad na hulle huis toe, van Jerusalem af na hulle huis toe, na hulle huisstad. En hulle het gepraat op die pad en hulle was baie teleurgesteld oor dat Jesus gekruisig was en dat hy gesterf het. En Jesus skryf vir hulle, maar hulle het nie geweet dat dit Jesus is nie, want hy het 'n kleed gedra en hulle kon hom nie sien en dit was ook aand. En hy sê in vers 26, moes die Christus nie hierdie dinge ly en sy heerlikheid ingaan nie? En hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat hom betrekking het. So sien dat Jesus, toe hy die geloof van die disippels wil versterk, toe hy die geloof van die disippels na iets toe wil wys, hy wil hulle wys in wat hulle geloof moet plaas, sien ons dat hy vir hulle na die profete en die profeseë van die Ou Testament toe wys. En hy het vir hulle uit die profeseë gewys hoe Jesus moes kom en sterf vir hulle. En dis hoe hy homself bekend gemaak het aan hulle, deur die profeseë van die Ou Testament. Nou kom ons gaan na die profeseës toe, die
profete van die Ou Testament toe en ons gaan kyk na van die profesees en kyk of hulle regtig in Jesus se lewe plaasgevind het. So kom ons gaan na Micha toe. Micha hoofstuk 5. Dis in die Ou Testament. Micha hoofstuk 5. Dit is na Daniel, Obadja, Amos, en daar kry jy ons van Micha. Micha hoofstuk 5. En ons lees vers 1. Micha hoofstuk 5 en ons lees vers 1, dit sê. En jy, Bethlehem, Ephrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda. Uit jou sal daar vir my uitgaan, een wat 'n heerser in Israel sal wees. En sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van ewigheid. Nou ons weet, dit is net God wat uit die dae van ewigheid was. So, dit sê dat wanneer God na die aarde toe kom, hy sal gebore wees in die stad van Bethlehem. Kom ons gaan in die Nuwe Testament en ons gaan kyk waar Jesus gebore was. Kom ons gaan na Lukas. Lukas hoofstuk 2. Lukas hoofstuk 2 en ons kyk na vers 1. En dit sê, en in daardie dae het daar 'n bevel uitgegaan van keiser Augustus, dat die hele wêreld ingeskryf moes word. Hierdie eerste inskrywing het plaasgevind toe Senerius gouverneur van Syria was. Vers 4 sê, en Josef het opgegaan van Galilea uit die stad Nazareth na Judea toe, na die stad van David, wat Bethlehem genoem word, omdat hy uit die huis en geslag van David was. Nou kom ons kyk na vers 6. En terwyl hulle daar was, is die dae vervul dat sy, dis nou Maria, moes baar. En sy het haar eersgebore seun gebaar en hom toegedraai in doeke en hom in die krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek hierbaar in die herberg was nie. So ons sien dat toe Jesus gebore was, het daar 'n bevel. Nou, ons sien hierso dat Josef het eintlik in die stad van Nazareth gebly. Maar toe Jesus gebore moes word, sien ons dat daar uit 'n bevel uitgegaan dat hulle na die stad van Jerusalem toe, na die stad van David, Bethlehem toe moes gaan, net sodat hulle die inskrywing kan by die inskrywing kan kom. En dit het gemaak dat Jesus in die stad van Bethlehem gebore was. So sien die eerste profesie. Dit sê in Micha hoofstuk 5 vers 1 dat uit die stad van Bethlehem sal daar 'n heerser kom wat van ewigheid was, en ons weet dat dit Jesus is. Kom ons kyk na nog 'n teksvers wat ons net gaan wys dat Jesus in Bethlehem gebore was. Kom Matteus hoofstuk 2 en vers 1 sê vir ons. En toe Jesus te Bethlehem in Judea gebore is, so sien dat Jesus in Bethlehem gebore is. In die dae van koning Herodias het daar wyse manne uit die ooste in Jerusalem aangekom. So ons sien dat Jesus was gebore in die stad van Bethlehem. Kom ons kyk na nog 'n profesie. Kom ons gaan na Jesaja hoofstuk 7 toe. Jesaja hoofstuk 7. Jesaja hoofstuk 7. Kom ons lees van vers 13 af. Toe sê hy, luister, tog o huis van Dawid, is dit vir julle nie genoeg
om mense te vermoei, dat julle my God ook vermoei nie. Daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk, die magd sal swanger word en is seënbaar en hom Immanuel noem. So ons sien dat nog 'n profesie wat in die Ou Testament was, is dat 'n magd sal swanger word. Nou ons weet in natuurlike omstandighede kan dit nie gebeur nie. 'n Magd kan nie swanger word nie. As hy swanger is, dan is hy nie meer 'n magd nie. Maar ons sien dat volgens hierdie teksvers 'n magd sal swanger word en is seënbaar en hom Immanuel noem. Kom ons gaan kyk of dit so gebeur het. Kom ons gaan na Matteus hoofstuk 1. Matteus is in die Nuwe Testament. En ons kyk na vers 18. Matteus 1 vers 18 sê: Die geboorte van Jesus Christus was dan so, toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. So ons sien dat die Heilige Gees haar swanger gemaak het. En Josef, haar man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei. So Josef was verloof aan Maria gewees. En in daardie dae was dit baie belangrik, hulle het geglo jy moet 'n magd wees as jy trou. Nou, as 'n Christen, ons probeer ook 'n magd te wees wanneer ons trou, maar deesdae is dit nie so maklik nie, want ons weet die omstandighede. Maar in elk geval, en toe hy sien dat sy nou swanger is, het hy besluit nee, hy wil nie meer met haar trou nie. En hy wil haar in die geheim skei, sodat hy wou haar nie openbaar laat skaam gevoel het oor dat sy swanger is nie. In vers 20 sê, maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê: Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria jou vrou by jou te neem nie. Want wat in haar verwerk is uit die Heilige Gees. En sy sal seënbaar en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. So ons sien dat Jesus van 'n magd gebore was. Nou, kom ons kyk na nog 'n profesie. Kom ons gaan na Jesaja 53 toe. Jesaja 53. Nou Jesaja 53, die hele hoofstuk van Jesaja 53 is oor die kruisiging van Jesus. Toe Jesus gekruisig was. Die hele hoofstuk van Jesaja 53 gaan daaroor. Maar ek wil net vers 7 lees. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was. En hy het sy mond nie oopgemaak nie. Soos 'n lam wat na die slagpale gelei word. En soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Kom ons kyk na Jesaja 50 hoofstuk 6. Jesaja 50 hoofstuk 6 sê: Ek het my rug gegee vir die wat slaan, en my wange vir die wat die hare uitpluk. My aangesig het ek nie verberg nie, vir smaadhede nie, en bespuwing nie. Nou, kom ons gaan kyk in die Nuwe Testament of dit gebeur het. Hy sê, hy het sy rug gegee vir hulle wat slaan, en sy gesig vir hulle wat die hare uitpluk. Ek het nie verberg vir my smaghede en bespuwing nie.
So ons sien dat hy opgespoeg was. Kom ons gaan na Matteus hoofstuk 27. Matteus hoofstuk 27. Ons wil kyk of dit gebeur het. Matteus hoofstuk 27. En ons kyk na vers 26. Toe laat hy vir hulle Barabbas los, maar Jesus het hy laat gesel en oorgelewer om gekruisig te word. Nou, ek weet, ek moes daai woord gaan opkyk, wat beteken gegesel? Gegesel beteken maar net, hulle het hom geslaan, met 'n tipe sweep. Nou, as jy gaan kyk en ek dink ek kan hom net gaan Google, wat 'n sweep het die Romeine gebruik om, wat is die woord? Om mense te gesel voordat hulle gekruisig word. Dan sal jy sien, hulle sê, hulle het 'n sambok in daai tyd gebruik. Dit was 'n sweep met 'n hele paar toue aan, maar op die punte van die toue het hulle stukkies yster vasgemaak. En daai yster wat hulle jou mee slaan, het die vleis uit jou rug uitgetrek. So dit sê in Jesaja, ek het my rug gegee aan hulle wat slaan. En hier sien ons dat hy het vir Jesus oorgegee aan die soldate, sodat hulle hom moes gesel. En dan het hulle hom gekruisig. Vers 29 sê, en hulle vleg 'n kroon van dorings en sit dit op sy hoof en 'n riet in sy regterhand, en hulle val op hulle knieë voor hom en spot hom en sê, wees gegroet, o koning van die Jode. Kyk vers 30. En hulle spoeg op hom en neem die riet en slaan hom op sy hoof. En nadat hulle hom gespot het, trek hulle hom die mantel uit en trek hom sy klere aan en lei hom weg om gekruisig te word. So ons sien in Jesaja het gesê dat sy gesig was opgegee vir spuwing. Hier sien ons dat hulle op sy gesig gespuug het. En hulle het hom op die kop geslaan. Hy het gesê hy het sy aangesig nie weggesteek van hulle wat slaan nie. We sien nog 'n profesie van die Ou Testament wat in Jesus se lewe plaasgevind het. Kom ons kyk na nog 'n profesie in die Ou Testament. Kom ons gaan na Sagaria toe. Sagaria hoofstuk 11. Sagaria hoofstuk 11. En kom ons kyk na vers 12. Daarop sê ek vir hulle, as dit goed is in julle oë, gee dan my loon. En so nie, laat dit staan. Toe het hulle my loon afgeweeg, 30 silwerstukke. Hierop sê die Here vir my, gooi dit vir die potterbakker. Die heerlike prys waarmee ek deur hulle gewaardeer is. En ek het die 30 sikkels silwer geneem en dit in die huis van die Here vir die potterbakker gegooi. So, het sê hier dat ek gesê het gee my loon. En ons sien die loon is 30 silwerstukke wat hy gevra het. En nadat hulle die loon vir hom gegee het, het hy gesê dat daai loon sal gegooi word in die huis van die Here. En van daai geld sal die potterbakker se veld gekoop word. So kom ons gaan kyk na die Nuwe Testament en gaan kyk het dit in die lewe van Jesus gebeur. Kom ons gaan na Matteus 26 toe. Matteus 26. En ons kyk na vers 14.
Toe gaan een van die 12 disciples, met die naam van Judas Iscariot, na die owerpriesters, en sê, wat wil u my gee, en ek sal hom aan julle oorlewer. En hulle het vir hom 30 silwerstukke afgeweeg. En van toe af, het hy 'n goeie geleentheid gesoek om hom oor te lewe. Kom ons kyk na 27 vers 3. Daarna het Judas, sy verraaier, Jesus se verraaier, toe hy sien dat hy veroordeel was, berou gekry en die 30 silwerstukke teruggebring na die owerpriesters en die ouderlinge en gesê, ek het gesondig deur onskuldige bloed te verraai. Maar hulle sê, wat gaan dit ons aan? Jy kan toesien. En hy het die silwerstukke in die tempel neergegooi. Onthou dat in Sagaria sê dit, dat daai geld was neergegooi in die huis van die Here, in die tempel. Hy het die geld neergegooi en weggeloop en homself gaan ophang. En nou onthou, Sagaria het gesê, en daai 30 silwerstukke sal vir die potterbakker se veld gaan. Kom ons kyk wat het die owerpriesters met daai geld gedoen. En nadat hulle saam raad gehou het, het hulle die stuk grond van die potterbakker daarmee gekoop as 'n begrafplaas vir vreemdelinge. Daarom is die stuk grond genoem bloedgrond tot vandag toe. So ons sien nog 'n profesie in die Ou Testament wat sê dat Jesus sal verraai word vir 30 stukke silwer. En ons sien dat dit net so gebeur het. Kom ons kyk na nog 'n profesie in Psalms. Psalms 41. Vanaf vers 9. Psalms 41 vanaf vers 9. Iets skandeliks is op hom uitgestort. En nou dat hy lê, sal hy nie weer opstaan nie. Selfs die man wat my in vrede lewe, saam met my in vrede lewe, op wie ek vertrou het, wat my brood eet, het die hakskeen teen my opgelig. Nou ons weet presies wie daai man was. Dit was Judas. Hy was 'n disipel van Jesus. En as ons in die Bybel lees, sien ons dat hy was een van die, hoe kan ek sê, die disipels wat oor die ander disipels was, wat Jesus verraai het. Kom ons kyk na nog 'n profesie in die Ou Testament. Kom ons gaan na Psalms 22 toe. Psalms 22. En ons kyk na vers 2. Psalms 22 en vers 2. My God, waarom het U my verlaat? Ver van my hulp, van die woorde van my gebrul. So sê my God, waarom het U my verlaat? Kom ons kyk hoe het die plaas gevind in die lewe van Jesus. Kom ons gaan na Matteus 27 toe. Matteus hoofstuk 27. Matteus 27 vers 46. En omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep. Dit is nou terwyl hy op die kruis gehang het. Eli, Eli, lama sabachthani. Dit is, my God, waarom het U my verlaat? So sien weer hier 'n profesie in Psalms wat vervul is in die lewe van Jesus. Hoe hy, toe hy op die kruis was, en hy kon nie God hy kon nie voel dat God daar saam met hom was nie. Want ons weet, toe hy op die kruis gehang het, was daar 'n donkerte wat om die kruis gekom het. En Jesus en God die Vader het hom op daai tyd verlaat, omdat hy die sonde van die wêreld moes dra. Ons kan weer eens sien hoe
soveel haat het God in sy hart teenoor sonde. Hy haat nie die mens nie, hy is baie lief vir mense, maar die sonde wat mense pleeg, hy haat dit soveel dat hy het selfs weggebly van sy eie seun toe hy op die kruis was, net omdat hy die sonde van die hele wêreld gedra het. Soveel dat Jesus gevra het, my God, waarom het U my verlaat? Kom ons kyk na Psalms 22 vers 16. My krag is verdroog soos 'n potskeef en my tong kleef aan my verhemelte en U lê my neer in die stof van die dood. Want die honde het my omsingel en 'n bende kwaaddoeners het my omring. Hulle het my hande en my voete deurgrawe. Al my bene kan ek tel. Hulle kyk en hulle sien met welgevalle op my neer. Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. So kom ons kyk hoe het die plaasgevind in die lewe van Jesus. Kom ons gaan na Johannes hoofstuk 19 toe. In die Nuwe Testament Johannes hoofstuk 19. En ons kyk na vers 23. En toe die soldate Jesus gekruisig het, neem hulle sy klere en maak 4 dele, vir elke soldaat 'n deel. En die onderkleed was sonder naad van bo af en 1 stuk gewewe. En hulle het van mekaar gesê, laat ons dit nie skeur nie, maar laat ons die lot daaroor werp. So Psalms 22 het gesê, hulle sal die lot daaroor werp. Laat ons die lot daaroor werp. Wie sinne dit sal wees, sodat die skrif vervul sou word, wat sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel en my gewaad het hulle die lot gewerp. Dit het die soldate dan gedoen. Kom ons kyk nou nog 'n profesie. Kom ons gaan na Psalms 31 toe. Psalms 31. Psalms 31 en dit sê, in U hand gee ek my gees oor. U het my verlos, Here, God van my trou. So dis nog 'n dis iets wat Jesus sou doen in sy lewe. In U hand gee ek my gees oor. Kom ons gaan na Lukas hoofstuk 23. Lukas hoofstuk 23. En ons kyk na vers 46. Lukas hoofstuk 23 en vers 46. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, my Vader, in U hand gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. So ons sien dat die Ou Testament is vol profeseë van Jesus se lewe. En dat die profeseë tot op die letter vervul was toe Jesus na die aarde toe gekom het. Al die profeseë van die Ou Testament was tot die letter vervul in Jesus se lewe. So ek hoop ons het daarin verstaan wat ons vandag gestudeer het. Ons het na die profeseë gekyk en hoe die Ou Testament vol profeseë was van Jesus se lewe toe hy na die aarde toe sou gekom het. En Jesus het vir die disippels gesê, nadat hy opgestaan het, dat as hulle geloof in wat hy gedoen het, wou vind, moes hulle na die profeseë van die Ou Testament kyk. En deur die vervulling van daai profeseë in sy lewe te sien, sou hulle geloof in sy lewe kry.
Kom ons eindig met 'n gebed. Onze Vader in die hemel, ons wil dankie sê vir die geleentheid wat U ons gegee het om U woord te open en te studeer. Vader, soos ons nou die profesie gekyk het, gesien het hoe die woord van profesie baie seker is dat ons staat op U profesie kan maak. Want dit word vervul tot die letter wanneer U iets gesê het. Seën een en elkeen wat nou die boodskap geluister het, en seën ook die wat miskien later die boodskap sal leer en luister. In Jesus naam alleen bid ons. Amen. Ek wil net weer vir almal sê, my ma se boek is nou uit. Sy het nou net onlangs die boek geskryf. As julle belangstel, die PDF van die boek is verniet en julle kan my e-mail is in die description van die video. Julle kan dit daar kry en vir my e-mail stuur en ek sal vir julle 'n boek PDF sal kan stuur daarvan. Julle kan ook 'n hardcopy kry. Julle kan ook vir my 'n e-mail stuur as julle belangstel in daai. Maar tot volgende keer.